gaan ons die woord van God bo alles stel, of gaan ons 'n kompromie maak met die wêreld? Gaan ons die evangelie net so bietjie aanpas, dat ons meer mense kan trek? Gaan ek stil bly oor daardie paar groot boere of ouderlinge, wat hulle donasies gaan onttrek? Gaan ek net so bietjie 'n mooier, sagter evangelie vertel, dat ek hulle net behou? Of gaan ek getrou bly tot die dood vir Christus? Vriende, dit is 'n groot voorreg om by julle te wees en te praat oor wat gaan aan in die kerk in Suid-Afrika in 2026. En die gepaste manier om te begin is met die Bybel. Die woord van die Here. En as jy jou Bybel hier het, kan jy saam met my oopmaak by 2 Timoteus hoofstuk 3. Dis Paulus, dink ons sy laaste brief wat hy skryf aan 'n jong dominee. 2 Timoteus 3 vanaf vers 12 tot 17. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei en word self mislei. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwalinge te bestry, verkeerdhede reg te stel en die regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Vriende, ek praat met ons oor wat gaan aan in die kerk in Suid-Afrika vandag. Voordat ek 'n paar verhale met julle wil deel, om my storie ook met jou te deel, wil ek as inleiding sê, na 25 jaar deur die Here se genade in verskillende kerke, teologie studeer, 6 jaar by Tikkies oor see verder gaan studeer. Ek het die voorreg gehad om 'n doktorsgraad te doen, klas gegee vir 'n paar jaar, was in 'n dosyn verskillende kerke oor 'n klomp jare. Die eerste ding wat ek wil sê, wat die groot prentjie is vir vandag, is, dit lyk vir my dat daar 2 groot gevaarbewegings is vir die ware kerk van die Here Jesus in Suid-Afrika, oor see, maar ook in Suid-Afrika. En die 2, kom ons noem dit die 2 rooi ligte wat brand in die kerke, is aan die een kant die hoofstroom protestantse kerke. 2 van die 3 sisterskerke, daar's rooi ligte wat aan daai kant brand, en die rooi ligte aan die ander kant van die spektrum is in die Pinkster en charismatiese kerke aan die ander kant, die ander rooi ligte wat brand. Hierdie 2 rooi ligte wat brand, dink ek, is net inleidende opsomming van die gevare wat ons het, waar daar wegbeweeg is van hierdie teks wat ons nou net gelees het, van Paulus se bloudruk vir hoe lyk 'n ware kerk? Hoe lyk 'n ware kerk wat op die woord gebou is? En aan daai 2 kante gaan ek nou bietjie vir ons probeer 'n paar prentjies skets om vir julle 'n idee te gee van waar dink ek in Suid-Afrika is daar afgewyk van dit. Kom ons vat gou-gou, dis die groot prentjie, en kom ons sê net gou-gou op 'n groot landskap, net gou-gou vir julle 'n tipe van 'n padkaart probeer teken, van waar dink ek het hierdie probleme gekom, en hoe pas dit in mekaar? Die groot prentjie, min of meer, waarmee meeste van ons groot geword het. As jy in die sisterskerke groot geword, nou nie almal het nie, maar dit was half die norm, die AGS was nou
ander kerk en die susterskerke was nou die norm vir 'n groot persentasie van die Afrikaanse Christene in Suid-Afrika. En wat gebeur het is, oor tyd het, as ek sê die susterskerke, bedoel ek nou vir vandag se praatjie die hervormde kerk en die NG Kerk. Ek praat nie nou van die gereformeerde kerke nie. Die gereformeerde kerke is daar nog positiewe dinge wat ook daar aan die gang is. Ek praat spesifiek van hoofsaaklik die hervormde kerk en die NG Kerk. Wat ons gevind het is, veral van die 1980s, 90s, het daar 'n skuif gekom met die universiteite waar die professore was, waar die dominees opgelei was, in Stellenbosch, in Pretoria, in Bloemfontein aanvanklik 1980s was daar positiewe beweging waar daar begeerte was terug na die woord toe en waar die eerste generasie proffies nog behoudend was in Bloemfontein, maar uiteindelik het daar die fakulteite geskuiwe teologies hoofsaaklik as gevolg van staatsinmenging met die nuwe Suid-Afrika, waar die staat wat die salarisse betaal van die professore, wat die kriteria vir navorsing goedkeur, het hulle nuwe kriteria ingebring. So hierdie het nou in die kom ons noem die ouer protestantse Afrikaanse kerke oor tyd, amper soos hierdie ding van 'n padda in die pot, wat oor tyd word dit warmer, en jy besef nie oor tyd dat dit word warmer nie, en hulle begin praat oor inklusiwiteit en diversiteit, en die feminisme wat inkom, en ek gaan nou vir julle 'n paar prentjies daarvan verder gee, maar wat oor tyd gebeur het is dat daar het dit 'n broei, 'n teelaarde geword, vir 'n nuwe teologie wat weggestap het van wat ons hier vind. En wat gebeur het is, hier by 94 met die ontnugtering wat gebeur het, sien ons dat daar 'n redelike groot persentasie Christene in hierdie kerke begin uitbeweeg het, om verskeie redes, na Pinksterkerke toe. Veral hier in die laat 80s, vroeë 90s begin dit, dat al hoe meer mense los die ou Afrikaanse kerke en beweeg oor na Pinkster charismatiese kerke, en daar het mens amper 'n tipe van 'n proliferasie gehad van, ek sê nou vir Fransja, dis soos parastoele ook wat begin oppop het op verskillende plekke. En daar begin jy te sien, maar hier is nou ouens wat voel ek is bevry, ek het nou die Here nou ontmoet en die Heilige Gees, en uiteindelik oor tyd het daar ook, sien ons by mense ontnugterings begin kom. Ons is nou weg van daai kerk, maar nou is ons hier en nou het ons weer probleme. En hier sê jy ou nou die Heilige Gees het dit gesê en dit gedoen, en in die Pinksterkerke was daar vir 'n generasie ouens half 'n bevryding, en ons is nou nuut en ons dien die Here, en dan sien jy dat in daardie kerke, nasionaal, kom daar probleme, as ons dink Rema Kerk in Johannesburg, en nou CRC kerke soos Atbos, of in die afgelope maande is dit dinge wat so duidelik in stryd is met die skrif, en bonatuurlike ervarings van die Gees, en dan as jy dit meet aan die skrif, dan sien jy, maar dis nie in die Bybel nie. So waar 'n mens aan weerskante dan nou sien, die rooi ligte wat brand, skrifgesag, wat sê, wegbeweeg van die skrif, en dan sit jy tragies met 'n derde groep mense, wat deur al twee is en nou buite die kerk is, en ontnugter is, en maar eerder by die huis bly en YouTubes kyk en dis nou kerk. Wat ook verkeerd is, wat sê Hebreërs? Moenie dit 'n gewoonte maak om by die huis te sit terwyl jy by die kerk moet wees nie. Jy moet ingeskakel wees in 'n kerk. So jy sit met 'n groep mense wat nou daar sit in daardie hoek. So ek wil net gou voordat ek nou met julle 'n paar prentjies gaan deel, wou ek net daai groot prentjie vir julle probeer skets. Die Afrikaanse kerke, wat het daar gebeur? Ontnugtering, mense wat skuif na ander kerke, en na 'n dekade of 2 ontnugter daar ook besef, hier is ook probleme. En nou sit jy met
kerkmense ook wat ontnigter is. So dis die groot prentjie. Nou, so wat ek nou wil doen is, ek wil nou vir julle so 'n bietjie meer detail gee aan weerskante om te demonstreer wat nasionaal gebeur. Net so 'n bietjie meer vleis om die been vir julle gee. So vir die van julle wat belangstel in hierdie eerste deel wat ek nou van gepraat het, van wat het gebeur in die NG Kerk, in die Hervormde Kerk en die fakulteite, daai hele verhaal vertel ek in hierdie boekie in Afrikaans, gedokumenteer, voetnotas, direkte aanhalings van professore in Stellenbosch, in Pretoria. Ek gaan nou vir julle 'n videogreepie wys, intergodsdienstige erediens by die Grote Kerk in Kaapstad, met moslems op die kansel, in Hermanus, Universiteitsoord. Dit is hier gedokumenteer, wat jy die oorspronklike bronne daarvan sal kan sien, wat nou aangaan. En dan die tweede deel sal ek ook 'n bietjie oor van die charismatiese kerke met jou deel. So kom ek begin nou en vat ons net gou terug, net om die 'n bietjie meer vleis om die been vir julle te gee, substansie vir julle te gee. So, soos ek gesê het, hier in die vroeë 1990s, by die fakulteite, waar die meeste dominees opgelei word, was daar 'n nuwe staatswet wat ingekom het. Die Hoër Wet op Onderwys, wat in 1997 goedgekeur is, en die departements van onderwys, die minister, het daardie nuwe wetgewing verpligtend gemaak by al die fakulteite. En daai wetgewing sê, inklusiwiteit, regstellende aksie, diversiteit, menseregte, tussen hakies menseregte, nie vir ongebore babetjies nie. Kan julle sien, dis 'n filosofie, wat van bo af, die kriteria geword het, basies vir die professore om hulle werk te behou. Goed, so wat doen jy? Jy's getroud, jy het 2-3 kinders, jy het 'n huis, en ewe skielik kom die nuwe bestuur wat die maatskappy oorgeneem het en sê vir jou, reg, ons gaan in 'n nuwe rigting. Jy het 'n keuse, wat gaan jy doen? So wat gebeur is, projekte wat goedgekeur word by die universiteit, sosiale geregtigheid, inklusiwiteit, intergodsdienstige dialoog in Stellenbosch is in 2017 begin, deur die professore, wat saam dialoog doen. Binne 'n paar jaar gebeur dit toe. Ek wil vir julle net 2 kort greepies gee, net as 'n illustrasie, om vir julle te wys, hoe het dit ingekom. So die eerste kort greep, ek sal hom hier by die mikrofoon sit, net om vir julle 'n gevoel te gee van wat nou gebeur by die fakulteite en in kerke, waarvan hierdie professore nou studente het wat studeer het, wat nou predikante is. So hier is een kort gleefie van 'n professor in Stellenbosch, wat 'n geordende dominee is, wat in 'n gemeente in Kaapstad opgetree het, waar hy vertel van mense wat feeste by ander kerke en godsdienste bywoon. Daarom ook gesamentlike aanbidding kan natuurlik op verskillende maniere plaasvind. En daar was iemand wat op die synode vertel het, een van die afgevaardigdes wat sê dat hy en sy gesin het 'n ander moslim gesin goed leer ken deur hulle werk, en op 'n stadium het die moslim gesin vir hulle genooi na een van die groot feeste wat die moslems vier. Ek dink dit was Hoeka Eid al-Fitr wat aan die einde van die Ramadan periode gevier word, dat hulle saam met hulle moes kom eet ensovoorts. En hy sê, hy was stom van verbasing toe by die geleentheid die pa van die gesin vir hom sê voor die ete, weet jy, ons doen op hierdie punt normaalweg 'n bepaalde gebed, maar ons wil vir jou vra, wil jy nie as Christen vir ons die tafelgebed doen nie? Nou, ek meen, hy self sê ook, dit het hy beleef as 'n ongelooflike eerbied vir mekaar, met die bewussyn van nie een van ons het noodwendig die finale antwoorde nie, en dat ons ook erkenning moet gee aan mekaar se soeke na God en na vrede. Wat tel jy op? Nie een van ons het noodwendig die volle waarheid nie, en ons almal soek na die waarheid. Klink dit nie soos die ekumeniese beweging nie?
En dis 'n geordende predikant wat in 'n gemeente dit openlik propageer. Intergodsdienstige, nie net gesprek nie, wat ons almal kan met respek, ons almal in die werksplek met liefde reik ons uit. Dis 'n ander gesprek, nê. Maar in die erediens, intergodsdienstig saam bid. Dis die een voorbeeld. Die ander voorbeeld het gebeur in Hermanus onlangs. En die dominees het nou na die tyd teruggekap en die synode het gesê ons gaan niks doen nie. En hulle sê ja, maar die moslems was net daar om te sien hoe ons nagmaal doen, wat natuurlik nie heeltemal waar was nie, want hulle het opgestaan en hulle die blaadjies saam moes deelneem aan die dialoog wat jy saam praat en staan en sit. En die groot storie was die priester wat gepreek het. Die priester wat gepreek het die volgende gesê. Ek wil hê jy moet dit hoor. I hope that NG churches across the country will actually follow your example. Forget about your tribe. Nee? Daar's 'n NG tribe en daar's 'n Anglican tribe en daar's 'n Muslim tribe en daar's 'n wat ook al. Forget about your tribes. You're all my people. You are one people of God. Wat sê die woord? Wie is kinders van God? Aan almal wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God te wees. Is ons almal God se kinders van nature? Goed. Julle kry die prentjie. So, wat sê die woord oor om in 'n ongelyke juk te trek? Kan ek vir jou lees? Paulus skryf in Romeine 16. Ek druk julle dit op die hart, broeders. Pas op vir die wat verdeeldheid veroorsaak en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af. So, ons moet bid vir Christene in die NG Kerk wat vir die Here baie lief is. Ek ken van hulle wat vir die Here waarlik ken. Dominees wat die Here liefhet, maar wat met 'n enorme groot worsteling sit. En daar's dominees wat vervolg word in ringe. Daar's dominees onthef deur ringe waar van hierdie dinge aan die gang is. Daar's dominees in ringe wat opgestaan het en gesê het, ek kan nie met my gewete deelneem hieraan nie, ek kan nie saam met julle nagmaal gebruik, waar julle homoseksuele verhoudinge goedkeur in julle gemeentes nie, en waar daardie dominees uitgegooi is deur die ring. Dit gebeur op hierdie oomblik. So, as jy Christen vriende daar het, bid vir hulle. En ons bid dat die Here hulle ook by die punt sal bring waar hulle terwille van die Here Jesus sal staan, wat ook al die prys. Goed, so dit is 'n kort oorsig net om vir julle 'n prentjie te probeer, 'n paar prentjies te probeer skets het, wat in die NG en hervormde kerke aangaan, in Suid-Afrika. En as julle nog vra, kan julle na die tyd vir my vra daaroor ook vra. Goed. Dan wat interessant is, in die Pinkster en charismatiese beweging, wat interessant is dat meeste van daardie pastore het nie opleiding gaan kry by die staatsuniversiteite nie. Baie van hulle het hulle eie privaat colleges gehad, en jy kan by sekere Pinksterkerke instap waar die huwelik word nog eerbiedig, hulle preek nog die evangelie, maar daar is die groot probleem, dink ek wat ingekom het, is die bonatuurlike gawes, die Heilige Gees, en ook die voorspoedsteologie, die voorspoedgodsdiens. Het julle al gehoor van die voorspoedgodsdiens? Amerikaners soos Joel Osteen byvoorbeeld, wat 'n groot megakerk het, en wat hulle basies sal doen is, hulle sal Bybeltekste buite konteks gebruik om te sê, as jy saai in my bediening, gaan die Here jou bless, en die Here gaan jou seën, en die Here is hier om jou te seën en voorspoed in jou lewe te bring. En hulle gebruik 'n paar selektiewe tekste vir daardie soort voorspoed godsdiens. Kan ek vir jou 'n teks lees wat relevant is? Wie van julle onthou Simon die towenaar in Handelinge 8
vers 18 tot 20. Simon die towenaar het aanvanklik tot bekering gekom, dit het gelyk asof hy die Here Jesus aangeneem het, en hy volg die apostels, en daar sien hy die Heilige Gees wat werk, en wat doen hy? Hy gaan vra vir hulle om met geld te betaal, om dit ook te kan doen. Geld. Rooi ligte brand. 'n selektiewe lees van die skrif, en daarmee saam dan ook die dramatiese wonders en profetiese woorde. Ek was al in kerke waar mense sal opstaan vir 'n profetiese woord, en wat my opgeval het is, dis altyd 'n positiewe woord. Baie keer sal hulle sê, die Here het nou vir my 'n droom of 'n visioen gegee, en dan sal dit baie keer wees, iemand is op die see, en jy is in 'n storm, en ek kan nou nie, ek maak dit nou net 'n opsomming van hierdie verskillende stories wat ek gehoor het, toe ons in Engeland was. En dan sal die antwoord wees iets van, die Here wil net vir jou sê, dat jy gaan dit maak, en die Here is by jou, en jy's nou hier in 'n fase, en ek sien net hierdie beeld, en dan klink dit so mooi, en so wonderlik. En toe gaan lees ek, die gawes in 1 Korintiërs 12 tot 14, en wat merkwaardig is, waar Paulus sê vir hulle, oor profesie, dan sê hy, mense wat van buite inkom, as hulle hierdie profesie hoor, dan sal hulle onder oortuiging van sonde kom. So wanneer laas het jy 'n profetiese woord gehoor in 'n Pinkster charismatiese kerk, waar mense onder oortuiging van sonde gekom het met die profetiese woord? So goed, ons gaan nie nou in 'n lang debat oor die profetiese woorde en die dinge, maar julle verstaan die punt, nê? 'n selektiewe vat van die skrif, en daar dink ek is die groot probleem ook, baie keer dat hier nuwe openbaringe is, wat in stryd is met die woord van die Here. Ons het 'n klompie voorbeelde in Suid-Afrika daarvan. Of waar mense 'n voorspelling maak. Onlangs was daar weer 'n bekende Suid-Afrikaanse persoonlikheid wat ook musiek maak, wat gesê het, die wegraping gaan gebeur op hierdie dag. En dit was oor die hele Suid-Afrika. Die Here het aan hom geopenbaar, en dit gaan gebeur, en hy het gesê, julle moet tot bekering kom, dit gaan op hierdie dag plaasvind. Wat is die probleem daarmee? Wat sê die skrif? Die skrif sê, niemand weet die dag en die uur, wanneer dit gaan gebeur nie. Wat sê die Here vir ons deur Paulus? Kan ek dit vir jou lees? Wil jy nie jou Bybel daar oopmaak nie? Galasiërs 1. As jy gou daar kan oopmaak. Galasiërs 1. Wat was die probleem in Galasiërs? Die mense wou iets byvoeg by die evangelie. Die evangelie plus die Sabbat, of plus besnydenis, of plus iets nog by. Gospel plus something. Wat sê hy daar? Galasiërs 1 vers 8 sê Paulus, die apostel, sê, maar al sou ons, of 'n engel uit die hemel, julle 'n evangelie verkondig, wat in stryd is, maar wat ons aan julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Dis 'n ongelooflike woord hierdie. Wat gebeur in Berea? Onthou julle in Handelinge 17? Wat gebeur in Berea? Hier kom Paulus, en hy bring die evangelie. Wat het die Bereëns gedoen? Hulle het gemeet wat Paulus gesê het aan die skrifte. Aan die skrifte. Aan die woord. Sien ons die twee rooi ligte wat brand in Suid-Afrika, en nou kan ons byvoeg en sê, daar's Israel visie. Daar's 'n kerk in Pretoria waar die pastoor die drie eenheid ontken. En sy eie YouTube kanaal, en verduidelik waarom is daar nie 'n drie eenheid nie. Hy sê dit kom van die Griekse filosofie af. Honderde mense wat hier by hom aankom. Daar's in Krugersdorp 'n profetes. So sien julle die
Die parastoele van kerke wat oopgemaak het, en dis half soos elke een sê, nou is dit my beurt, ons het nou die volle waarheid ontdek. En dan vind mens interessant genoeg, dat jy sit eintlik met dieselfde probleem aan weerskante. Wat het gebeur? Wat het gebeur? Kom ons lees, ek wil vir jou lees die volgende stukkie, wat dit so mooi saamvat. En al twee hierdie ekstreem groepe eintlik vir ons in die skrif presies sê van hoe dit sal gebeur. Wat sê Paulus vir Timoteus net na hierdie gedeelte oor die inspirasie van die skrif? Hoor wat sê hy vir Timoteus, en terwyl ek dit lees, dink aan die goed wat ons nou net vir mekaar gesê het. 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5. Ek beveel jou, jong dominee Timoteus, voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Broeders, verkondig die woord. Hou daarmee vol. Tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. Maar bly julle in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen julle werk as verkondigers van die evangelie, voer die pligte van die bediening uit.